Welkom terug en vandag is ons by les 21. En dit sê, ek is vasbeslote om dinge anders te sien. Die klem wat les 21 plaas op woede is baie interessant. Woede is 'n emosie wat uit vrees voortspruit. 'n Emosie wat opduik op maniere wat redelik voor die hand liggend is. Veral as ons oortuig is dat ons liggame is en dat ons werklik in hierdie wêreld leef. Woede is 'n ego-gebaseerde reaksie. In eenvoudige terme, ons raak kwaad wanneer ons gevoel het ons is aangeval. En ons woede is self ook 'n aanval, 'n verdedigende aanval. En die kursus vra ons om hierna mooi te kyk. Wat les 21 besonders maak, is dat dit hierdie kyk na woede plaas binne die konteks van 'n vasbeslotenheid om te sien. Om die sogenaamde oorsaak van ons woede in 'n ander lig te beskou. Met ander woorde, selfs wanneer woede na die oppervlak gebring word, is die kursus nie juis geïnteresseerd in die emosionele reaksies wat ons het nie. Ons sal later lees dat woede nooit geregverdig is nie. Daar bestaan nie iets soos 'n geregverdige woede nie. Die kursus is nie geïnteresseerd in die woede self nie. En daardie onverskilligheid teenoor woede wys vir ons dat die ware oorsaak van ons probleme nie lê in wat ons in die wêreld sien nie. Jy dink dalk, ek is kwaad omdat my pa my so behandel het, of my werkgewer het dit of dat gesê, of die stemlose bureaukratiese stem aan die ander kant van die foon het so opgetree. En jy voel woede. Maar die kursus vra jou om vasbeslote te wees om daardie persoon, jou broer of suster, anders te sien. Die fokus verskuif dus van jou emosionele reaksie na jou waarneming van jou broer of suster. Nie net 'n aspek van hulle nie, maar hulle as geheel. Ons kyk dus nie meer net na die woede self nie, of selfs na die hartseer wat daarbey gepaard gaan nie. Ons kyk eerder na die misvatting dat iets buite onsself verantwoordelik is vir wat ons voel. Die ware oorsaak van ons woede en ontsteltenis lê altyd binne in ons, en het te doen met hoe ons sien en interpreteer. Alle genesing gebeur op die vlak van die geestesdenke. Dit is intern, nie ekstern nie. Op 'n baie eenvoudige, maar diep manier, neem les 21 ons op 'n reis van oënskynlike, herhalende idees soos, ek is vasbeslote om te sien, en dan, ek is vasbeslote om anders te sien. En jy mag dalk wonder, moet dit regtig 2 lesse wees? Kan ons dit nie net saamvat nie? Maar die kursus lei ons in werklikheid baie diep na die kern van ons verwarring oor oorsaak en gevolg. En uiteindelik na die verwarring oor wie ons werklik is. Dit gaan oor ons ware krag, ons skepingsvermoë, ons vermoë om te genees. Ja, ons raak kwaad, ja, ons voel seer gemaak, maar die oplossing lê nie in die wêreld nie, dit lê in hoe ons sien. Om anders te sien, beteken om te sien vanaf ons heiligheid. Dit beteken om onsself te erken as skepings van God, en bereid te wees om vanuit daardie plek na die wêreld te kyk. Om die wêreld te sien as 'n geheelde, liefdevolle skepping. Ons probleme is nie buite ons nie. Ons probleme ontstaan uit 'n verwarring oor wat ons is. En wanneer daardie verwarring reggestel word, verdwyn die probleem self. Onthou om hierdie les te oefen. En dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.